Geliefdes, ek groet u in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, ons ewige verlosser, die enigste middelaar tussen God en die mens, die liefling van ons siele. En wat 'n voorreg om u in daardie kosbare naam te kan groet. Geliefdes, so mens kan nie glo nie, 'n jaar is alweer verby. En daar het soveel gebeur en daar is soveel wat ek kan vertel, maar ek wil uit dit alles wat ek het om vir u te sê, wil ek een besondere geleentheid wil ek vir u uitlig, waarin, weet u, as ek daaraan dink, dan kan ek nie anders as om te dink aan Hebreërs 13 vers 15 wat sê, laat ons dan altyd deur aan God 'n lofoffer bring, want dit is die vrug van die wat sy naam bely. En ek wil vandag 'n lofoffer aan God bring vir die weldade wat hy verrig het. En ek het al so rukkie gelede het ek so 'n stukkie opgeneem oor Johannes Pedro wat tot bekering gekom het, kragtadig tot bekering gekom het. 'n Baie rowwe kaland. En ek wil hierdie opname wat ek gemaak het, wil ek net vir u speel. En luister daarna en dan praat ek net nou weer met u. Johannes Pedro het ek so wat 20 jaar gelede het ek hom vir die eerste keer bearbei. Hy het uit die gevangenis uitgekom. Jy kan sien, hier is 'n foto van hom waar die 20 uits hier op sy keel getatoeëer is. En hy was deel van die bende daar, Rowwekaland. Hy het toe net uit die tronk uitgekom. En soos ek sê, ek het hom bearbei, maar daar was geen vrug nie, want die hart was nog nie voorberei nie. En so het Johannes hier, laat November, het hy, terwyl ons daar in die dorp gestaan het hy by ons aangekom en gesê, maar hy wil sy saak met die Here regmaak. Ek het toe saam met hom gebid en Johannes het toe sy saak met die Here reggemaak. En weet jy, van daar af het ek elke Sondag middag het ek disipelskap kursus met hom wat ek deurwerk, waarin ek hom na die woord toe vat. Jy kan nie 'n foto sien waar ons sit, en jy kan nie ook sien hoe ek hom leer, hoe om bepaalde werkwoorde uit die teks uit te haal, hoe om die teks te bestudeer, en ja, dit is net wonderlik om met Johannes deur hierdie Bybelstudie te werk. Maar nou wil ek vir u sê, tot my verleentheid, het ek so 3 weke nadat, dalk 4 weke nadat Johannes tot bekering gekom het, het ek eendag vir hom gevra, want jy weet, hy het dagga gerook, en het ek vir hom gevra, Johannes, nou hoe gaan dit met die dagga rokery? Kry jy darm oorwinning daaroor? En hy kyk vir my so, en hy sê vir my, maar oom Nico, ek het dan tot bekering gekom. Ek het my saak met die Here reggemaak. Ek het daardie goed alles gelos, die dag toe ek my saak met die Here regmaak. Geliefdes, toe verlos die Here hierdie man van sy dagga rokery. En ek het met sy vrou gepraat en vir sy vrou gevra, het daar verandering plaasgevind? Toe sê sy, absoluut. Nou geliefdes, die verandering in Johannes se lewe is van so aard, dat dit so uitwerking op sy vrou het, dat sy later toe nou vir my gesê het, en dit was nou so 2 weke gelede, dat sy ook haar saak met die Here wil regmaak. En so het ek toe nou verlede Sondag, het ek ook saam met haar gebid, en het sy met trane en droefheid, het sy met belydenis van sonde, haar saak met die Here reggemaak. Toe ek vir haar vra om te bid, wou sy nie regtig alleen bid in haar eie woorde. Sy sê, Nico, ek weet nie wat om te sê nie. En ek sê vir haar, Karel, sê vir die Here enigiets. Praat met die Here, sê vir hom wat in jou hart is. En weet u, dit wat daar uitgekom het, was 'n Heilige Gees gedrewe gebed, van berou, van droefheid, van erkenning dat ek teen God gesondig het, en van 'n begeerte na verlossing en om God te dien. Ek kan net vir u sê, dit moes die Heilige Gees gewees het, wat daardie woorde in Karel se mond gesit het. En is dit nie per slot van rekening wat die woord sê, as julle nie weet wat om te bid, sal die Heilige Gees intree met onuitspreeklike sigtinge. Karel is nie 'n kerkmens nie, sy ken nie hierdie goed nie, en die manier hoe sy gebid het, sou mens waarlik gesê het,
is hy 'n kerkmens dat sy hierdie tipe gebede hoor? Maar geliefdes, hoe dank ek die Here vir dit wat ek daar beleef het. O, wat 'n voorreg om ook vir Karel na die Here toe te kon lei. En weet jy, wat wonderlik is dat Karel of Johannes vir my gesê het, dat wanneer ek klaar met hom Bybelstudie gedoen het, het hy dit wat ons dan hanteer het hy met sy vrou behandel en deurgegaan. Dis nou voor haar bekering. En so het die Here in Karel se hart gewerk, soveel so dat sy dit nie meer kon hanteer. En sy het dit vir my gesê, oom Nico, ek kan nie, ons kan nie in hierdie huis so leef. Johannes dien die Here en ek dien nie die Here nie. En daarom wil ek my saak met die Here regmaak. En sy het ook vir my gesê, oom Nico, ek kan nie dat my kinders my so sien, dat ek so, want sy het geweldig gedrink. En ja, hoe wonderlik, prys die Here. Gee dit nie vir my vandag 'n rede om vir u te sê, o, God is groot en hy's goed en hy's wonderbaar. En gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Laat ons dan altyd deur hom aan God 'n lofoffer bring, want dis die lippe van die wat sy naam bely. Geliefdes, dan wil ek vir u vertel van die Bybelskenkings. Ons is so dankbaar dat ons skenkings gekry het vir Bybels vir Johannes en ook vir sy kinders, 'n baie duur kinderbybel wat hulle gekry het. Ons eer die Here daarvoor. Ons moet nou net vir Karel ook haar eie Bybel kry. Ja, en dan het ons ook vir die kinders en die gesin geskenke kon koop vir Kersfees, en wat 'n voorreg. Jy weet, Johannes is 'n Swyser, hy kry nie baie geld nie, en hy het 6 kinders, en daar is nie regtig geld vir geskenke, maar ons het net gevoel dat ons hierdie gesinnetjie hierdie Kersfees wil bederf, en so het ons vir hulle geskenke gekoop. Hier is die foto's waar die kinders lekker spog met hulle geskenke. Nou geliefdes, is dit nie wonderlik nie, prys die Here, weet jy, laat ons dan gedurig deur aan hom 'n lofoffer bring, want dis die vrug van hulle wat sy naam bely. Ons het soveel rede om die naam van die Here groot te maak. Wat 'n vreugde, 'n goddelike vreugde, om saam met 'n siel te kan bid, om te sien hoe God 'n siel uit die duisternis oorbring tot in sy wonderbare lig. Wat 'n voorreg. Geld kan dit nie koop nie, dis 'n goddelike voorreg. En ek wil vir u dankie sê, geliefdes, u het deel aan die redding van die siele, hulle wat tot bekering kom, u het deel daaraan. U is net so belangrik, die gebede, die ondersteuning, finansiëel of dit deur gebede is. Geliefdes, u het net soveel aandeel, weet dit. En ons wil vir u baie dankie sê vir die afgelope jaar se ondersteuning en vir u volgehoue ondersteuning vir die volgende jaar. Mag die Here vir u baie ryklik seën. En dan wil ek net vir u vra, geliefdes, hierdie is eintlik net uittreksel van groter video wat ek gemaak het oor ons terugvoer hier in die Wes-Kaap in die sendingveld. So as u nou die QR code, ek weet nou nie wat dit is in Afrikaans nie, maar as u nou die QR code se skakel of 'n foto daarvan neem, sal dit u dan neem na die voller weergawe van hierdie KESA verslag. Nou geliefdes, ek sê vir u nogmaals baie dankie. Dankie vir u ondersteuning en dankie dat u vir ons bid. En ja, ek nooi u dan uit om na die voller weergawe te kyk van die KESA verslag. Mag die Here vir u ryklik seën. Nogmaals, baie dankie vir die ondersteuning. Vrede vir u, leef in groot oorwinning, geliefdes. Die Here se koms is naby en daar's baie werk om gedoen te word. Bid vir ons aanhoudend asseblief, ons het dit baie nodig en u sal dit veral sien, die uitdagings waarmee ons nou te kampe het in hierdie tyd. So ja, luister gerus daarna en baie dankie. Mag u geseënd wees.
Nou geliefdes, ons het in Maart maand het ons by Onderrusrivier gaan werk. Ons het daar in die karavaanpark gestaan en soos wat jy op hierdie foto kan sien, het ek al my borde uitgepak en het daar die borde nou reaksie ontlok. Wel, daar was basies 2 groepe gewees. Die een groep was absoluut geaffronteer deur dit wat hulle daar gelees het, want ek bedoel hulle betaal mos nou 'n bedrag geld om te kom rus. En dan is hier nou 'n sendeling wat hulle ontstig en hulle rus van hulle verstoor omdat daar op hierdie borde geskryf staan, waar gaan jy die ewigheid deurbring? En die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En ek wil vir u sê, daar's van die mense wat vir ons maar baie skeef aangekyk het. Maar hoe dit ook al sê, ons het gedoen wat ons weet ons moes doen en dit is om die evangelie uit te dra. Ja, geliefdes, die woord van die Here sê vir ons baie duidelik. Hy sê dat die evangelie is dwaasheid vir hulle wat nie glo nie. En ons kan maar net vir hulle bid. Het iemand eendag gesê, but for the grace of God, there go I. En geliefdes, kan ons die Here God nie genoeg dank dat hy ons pad langs gekom het en dat hy ons gered het. Ons het niks om in te roem nie. Kom ons bid vir die sondaars. Dan was daar die ander groep met wie ek diepsinnige gesprekke gehad het, kosbare gesprekke, mense wat na my toe gekom het en ons so bemoedig het en hulle dankbaarheid uitgespreek het vir die feit dat ons so uitstaan vir die evangelie en so onverskrokke is. Nou, ons gee vir die Here die eer daarvoor. Eer kom ons as mens nie toe nie. Ek sê altyd, geliefdes, wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. En die ander ding is sy liefde dring my. En geliefdes, hoe anders kan 'n mens as om uit te staan, om in die wêreld wat besig is om verlore te gaan, te vertel van hierdie wonderlike verlosser en die werk wat hy gedoen het, die prys wat hy betaal het, dat hy homself gegee het sodat hulle gered kan word. Nou, geliefdes, wat 'n voorreg was dit dan ook om in daardie tyd wat ons in Onderrusrivier was, 'n gemeente te kon bedien vir die 4 weke wat ons daar was. Ek preekgeleentheid gekry en dit was net so 'n voorreg gewees. Geliefdes, en dan geliefdes, hier kan u sien, ek het vir my 'n doodskus gemaak. Hier is 'n foto waar ek besig is. Ek het net omtrent klaar gemaak met die maak van die doodskus. En hier is so 'n paar foto's, so 2 fotootjies waarna wat u kan sien waar ek op straat staan met die doodskus. Kan ek vir u sê, hierdie doodskus trek die mense se aandag. As ek daai doodskus uitpak, dan staan die mense stil want hulle wil sien wat gaan nou hier gebeur, wat gaan hier aan. Ek is so bly ek het hierdie doodskus gemaak en ek wil vir u sê die reaksie wat dit ontlok oortref my stoutste verwagtinge, maar ek dank die Here vir hierdie hulpmiddel wat die Here op my hart gelê het om te maak en wat ook baie aandag trek. Ek eer die Here. Nou geliefdes, dan wil ek vir u vra dat u baie ernstig sal bid vir die Evangelie Expo. As ek vir u moet sê hoeveel gemeentes ons nou al besoek het, aan wie ons die Expo bekend gestel het, weet jy, en nie een van hulle teruggekom na ons toe nie. Wanneer ons hulle gaan sien, dan is hulle so opgewonde en met entoesiasme ontvang hulle ons en beloof hulle dat hulle ons gaan nooi. Geliefdes, die hartseer is ons hoor nooit weer van die mense nie. Eintlik verskriklik as 'n mens daaraan dink. Maar nietemin, ons het toe nou maar uitgereik na die munisipaliteite en gevra of ons die gemeenskapsale op die dorpe kan gebruik. Nou, hulle vra R700 'n dag vir so 'n gemeenskapsaal, maar ons het aansoek gedoen vir die verniet gebruik van daardie gemeenskapsale. Liefdes, wil u nie tog asseblief saam met ons bid, dat die Here in die harte van hierdie mense sal werk, om dan ons versoek goed te keer, en dat ons versoek guns in hulle oë sal geniet. En so kan ons dan in die gemeenskapsale gaan staan. Miskien is dit eintlik wat die Here wil hê. Want geliefdes, jy weet, as ons in gemeenskapsale gaan staan, staan ons op neutrale grond.
Sou ons by 'n bepaalde gemeente of denominasie gaan staan, die een wil nie sy mense na daardie ene toe stuur nie, so miskien is dit goed dat ons op neutrale grond staan. Maar nietemin, bid vir ons asseblief, ons het so 6 Kesa of liewer Evangelie Expo veldtogte wat beplan is, die datums is reeds vasgemaak en ons sal vir u terugvoer gee soos wat ons dan aangaan. Nou geliefdes, dan wil ek met u praat oor die geweldige uitdagings wat ons pad langs gekom het. Ons het nou ons grootste borg het ons verloor. Die NG Kerk hier op Porterville het vir ons 23 jaar het hulle vir ons finansiëel geondersteun. Nou wil ek vir u sê dat omtrent 75 na 80% van ons lewensonderhoud het van hulle afgekom. En hulle het vir ons 'n brief geskryf, hulle trek finansiëel baie swaar en hulle het toe vir ons 'n brief geskryf waarin hulle vir ons laat weet het dat hulle ons nou nie verder meer kan ondersteun nie. En ja, maar nou wil ek dit vir u sê, geliefdes, weet jy, die Here is so wonderlik. Ek het begin Maart, het ek een oggend met my stilte tyd, het die Here met my gepraat vanuit Jesaja 43 vers 18 en 19, en daar staan geskryf, kyk nie terug na die dinge wat was nie, dink nie aan die dinge wat voorheen gewees het nie. Basies in my eie woorde, maar dit is wat hy sê, kyk nie terug na dit wat was nie. En die Here sê, want ek gaan 'n nuwe ding doen. En weet jy, daardie oggend wou ek met Marina gepraat het oor dit wat die Here met my gedeel het. En maar ek het gekies om dit te los. En weet u geliefdes, dit was 'n dag of 2 daarna. Toe kry ons die brief van die gemeente dat hulle ons nie verder meer gaan ondersteun nie. En ek kan nie vir u sê die vrede wat in my hart geheers het, omdat God reeds gepraat het. Dit was eintlik so wonderlik. Ek kon vir Marina, my vroutjie, vat en ons het om die ontbyttafel gaan sit en ek het mooi vir haar verduidelik, hoewel dit 'n tyd van onsekerheid is daar groot sekerheid, want ons het 'n belofte van God waarin hy gesê het hy gaan iets nuuts doen. Nou ons is die Here so dankbaar, geliefdes, dat hy ons voortydig, voor die tyd, het hy al met ons gedeel en met ons gepraat. En nou, geliefdes, wil ek soos 'n Abraham, so ons lees in Romeine 4 vers 25 of dalk is in 21, sê hy, en Abraham het God gedurig geprys en hy was ten volle oortuig dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. En geliefdes, hoe anders kan ek as om ten volle oortuig te wees dat God die mag het om te doen wat hy beloof het? Want hy is getrou. Sou ek twyfel in God se belofte, geliefdes, dan twyfel ek in sy getrouheid en in sy grootheid. Ek durf dit nie doen nie, want as ek oor my skouer heen kyk, geliefdes, hoe hy al die jare vir ons gedra het, in baie moeilike tye, waar ons voorheen ook 50% van ons inkomste verloor het, maar nog altyd het die Here vir ons deurgekom en het hy vir ons gedra. Wil ek tog maar vir u vra, geliefdes, dat u vir ons dan ook bid in hierdie verband. Ons gaan binnekort sal ons 'n strategie bekendstel oor hoe ons voel ons dan nou hierdie inkomste weer moet aanvul. Ons sal moet borge kry en ek hou nie heeltemal van die woord borge nie, maar ons sal mense betrokke moet kry in die werk van die Here, sodat ons kan aangaan, sodat ons kan volhou met dit waarvoor die Here ons geroep het. Ek is nou 68, my vrou is nou 69, maar geliefdes, die ywer en passie by ons is nog altyd daar, en mag die Here gee, dat ons vir ons sal arbei, tot hy op die wolke verskyn, of totdat hy ons kom haal deur die lewe. Ek wil nie sê deur die dood nie, want kind van God wat sterf, gaan nie dood nie, hy bly net lewe. So geliefdes, ja, ek dink u hoor wat ek sê, maar baie dankie. Ek wil vir u dankie sê vir die wat vir ons ondersteun finansiëel en ook vir die wat vir ons bid. Ons
kan nie daarsonder nie, maar ons wil net vir u baie dankie sê. Mag u geseënd wees, geliefdes, bid vir ons, en ja, want kan ek net laastens vir u dit vra. Die Here sê in sy woord, dat die oes is groot, en die arbeiders is min. Bid die Here van die oes, dat hy arbeiders sal uitstuur in hierdie oes. En mag ek vir u vra, ons kan so baie nalat om hierdie pertinente opdrag nie uit te voer nie. En mag ek vir u vra, dat u dit 'n saak van dringendheid sal maak, en 'n saak van absolute noodsaaklikheid in elke gebed wat u bid, dat u altyd die Here van die oes sal vra dat hy arbeiders sal uitstuur. Die mense moet gered word, hierdie wêreld is in 'n toestand en soek antwoorde, en die antwoorde lê binne in daardie wonder godsgeskrif wat hy vir ons gegee het, die Bybel. En maar geliefdes, daar's arbeiders nodig om hierdie kosbare evangelie te gaan deel met 'n verlore gaande wêreld. Nogmaals dankie dat u gekyk het na hierdie verslag. Mag die Here vir u ryklik seën, en mag hy vir u onderneem, mag sy vrede met u wees, en mag u sy guns in u lewe ervaar. Totsiens.